Hallo julle en baie welkom by hierdie video. Vandag gaan ons 'n bietjie verder praat oor the games people play, die speletjies wat mense met mekaar speel, sommer op 'n daaglikse basis, wat nie eintlik speletjies is nie, maar wat groot probleme veroorsaak met 'n sosiale interaksie. So kom ons kyk gou 'n bietjie daarna. Praat ons van bordspeletjies, van videospeletjies? Nee. Ons praat van sielkundige speletjies. Daai skelmstreke in geselskap waarin ons almal nou en dan val. Kom ons kyk gou 'n bietjie nader daaraan. Goed, so onthou, hierdie speletjies gaan nie oor die lekker daarvan nie. Hulle is herhalende voorspelbare patrone met verborgde motiewe en voordele wat ons daaruit wil kry. So dink aan hulle as onbewuste flieks wat om dag na dag uitspeel. Kom ons kyk gou na 'n paar algemene dinge. Eerstens, jy kry daai mense wat jy voor probeer raad gee. Hulle vra vir jou iets, dan sê jy vir hulle, hoekom doen jy nie dit nie? Hoekom doen jy nie dat nie? En hulle antwoord is altyd ja, maar. Ja, maar jy moet onthou die, jy moet onthou daai. Dit is een van die klassieke maniere wat mense gebruik. Iemand kla oor 'n probleem, jy stel oplossings voor en hulle skiet elke liewe een van hulle af. Nou, wat is daarin vir hulle? Hulle is ook nie eintlik oplossings nie, hulle wil net bevestiging hê vir hulle gevoelens en redes gee vir hulle hulpeloosheid. En wat is die voordeel daarin vir hulle? Hulle kan die slagoffer bly en hoop mense hou aan om te dink dat hulle nie ander uitweg het nie. Hulle wil jammer gekry word. Nou maar goed, die volgende is om iemand se foute raak te sien, om te fyn te kyk na foute en dit te kritiseer sonder om liewer 'n voorstel of 'n oplossing te gee. En dit gee mense die gevoel van meerderwaardigheid as ek vir jou kan kritiseer. Ja, kyk, hy doen nou weer dit, sy doen nou weer daai. So dit gee mense 'n gevoel van meerderwaardigheid, omdat hulle in hulle self minder waardig voel. Jy praat nou nonsens van iemand. Die volgende een is die arme ek. Dit gee die persoon 'n gevoel van simpatie. Dit wil sê, dit is die konstante klaar. Hulle kerm en moan die hele tyd. Hulle vermy verantwoordelikheid en kry aandag deur vir mense te wys en te vertel hoe hulle sukkel. Wat kry hulle nou uit? Soos ek sê, simpatie. En dan hoef hulle nie meer die probleem in die gesig te staar nie, want hulle het genoeg redes om dit te vermy. So ja, die volgende een is, kom ek en jy vat hierdie meisie of daai ou of hierdie man of daai vrou of hierdie kind of daai een se ouers aan. Dit is die manipuleerder wat bekleierery tussen ander mense aanwakker deur die water in die put te vergiftig. Gewoonlik het die probleem niks met hulle te doen nie, of soek hulle net die satisfaksie om te sien watter chaos en ongelukkigheid hulle kon saai, omdat hulle self so bitter ongelukkig is. Nou ja, hulle kry hulle kieks daar uit om te kyk hoe die drama afspeel. Wat is die beloning vir hulle? Hulle voel versterk, hulle voel bemagtig, hulle voel in beheer en hulle lag en hulle mou agteraf daaroor. Nou goed, so laastens het ons die martelaar, die mense wat alles vir almal doen en dan kla omdat niemand vir hulle dankie sê of niemand hulle waardeer nie. Kyk hoeveel het ek nou vir hulle gedoen, hulle doen nie eers die vir my nie, hulle sal my nie eers 'n koppie suiker gee nie, hulle wil nie dit nie, hulle wil my kind skool toe vat nie, ag, al daai nonsens. So, hulle beheer ander deur mense skuldig te laat voel. Want hulle is dan nou so goed, so hulle laat mense moreel minderwaardig voel en hulle is die goeie, wonderlike mense wat pretty much op die water kan loop. So, nou, hoekom speel mense hierdie games? Hoekom doen hulle dit? Dit gaan nie daaroor om boos of evil te wees nie. Dit is heel waarskynlik en gewoonlik onbewus. En dit word gedryf deur sielkundige behoeftes. Die behoefte vir aandag, die behoefte vir beheer, en baie keer sommer net omdat hulle verveeld is. So die probleem is dat hierdie speletjies nie regte goeie verhoudings veroorsaak nie. Hulle hou ons vas in ongesonde patrone, want dit word 'n gewoonte en 'n slegte gewoonte. Slegte gewoontes is moeilik om af te leer. So hoe maak ons onsself vry daarvan? Herken eers die speletjies wat mense om jou speel. Herken dit as jy self speel. Is jy die arme ek, die martelaar, of nou het ek jou uitgevang speler? Tweedens, moenie ingetrek word deur ander mense se negativiteit nie. En uiteindelik streef na werklike verhoudings en verbindings met ons medemense, met die mense wat ons saam mee werk, die mense wat saam in die skool is en al daai tipe dinge.
as jy seer gemaak is, of jy voel ongemaklik oor iets, of iets nie verstaan wat iemand vir jou sê nie, wees maar die minder, wees kwesbaar, en in plaas daarvan, om die game terug te speel, wees eerlik, vat die persoon aan, praat mooi met hulle daaroor, want hulle is gewoonlik lafaards, en dit sal ek nooit weer doen nie. So om hierdie speletjies te verstaan, is die eerste stap om gesonder verhoudings te kweek. Breek weg van onbewuste patrone, en bou werklike verhoudings, wat nie om games geskoei is nie. So ja, respekvolle kommunikasie is meer werd as enige sielkundige speletjie. En dan moet ek nou weer sê, tot ziens hier uit Swellendam uit, en ek sien julle volgende keer. Goodbye.